Vader, baie dankie vir u kosbare woord. En mag die woorde van my mond vanmôre, die oordeenking van my hart, welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou ons gaan 'n gedeelte lees daar, jy kan so lank blaai daarheen. Ek het daar Numeri 21, so jy kan net die Bybel so lank daar oophou. Dis die gedeelte wat handel, soos jy daar kan sien ook, Moses en die koperslang. Nou ons het so 2 Sondae terug, het ons met die gesels oor die gedagte, Jesus kom al van ver af, en ons het 'n paar boodskappe al gebring oor Ou-testamentiese verwysings na Jesus. Ons het na die eerste gekyk daar in Genesis hoofstuk 3, wat verwys word na die saad van die vrou, verwysing na Jesus. En ons het ook gesels bietjie oor die lam wat God geslag het om vir Adam en vir Eva en dan ook kleding te gee. Ons het oor Paasnaweek het ons gesels oor die lam van God, Jesus wat die plaasvervanger lam ook was met die uittog uit Egipte. En ons gaan na 'n hele paar van hierdie gevalle gaan ons verwys in hierdie tydperk tot en met Pinkster, dat Jesus kom van ver af. Baie van die mees prominente gevalle in die Ou Testament, want daar's baie. Van die mees prominente gevalle gaan ons met u hanteer oor hoe Jesus die Ou-testamentiese profeseë ook vervul het. En dit is na aanleiding van dit wat ons vind ook daar in die bekende Emmaus gesprek. Net dat daar in die skyfie toe kan gaan. Dis die een wat ons gelees het by vorige keer, Lukas 24 vers 27, en Jesus het begin, dis redelik na sy opstanding, hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So hy maak melding daarvan, Moses, die profete en die geskrifte, dis die Ou Testament. En al 39 boeke van die Ou Testament het 'n verwysing na Jesus. En ons sien dit altyd raak hier, want dit is in 'n baie mooi verborge vorm. Soms is dit beelde wat gebruik word, soms is dit direkte verwysings, soms is dit in 'n persoon of in 'n gebeurtenis. Maar die persoon en die karakter en die werk van Jesus Christus aan die kruis word in die Ou Testament gesien as skaduwees. Hulle is daar. En soos met enige skaduwee vandag nog, iets gooi daai skaduwee, né? So, en hy sê vir hulle, dit is die woord dat ek met julle gespreek het ook nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En dit is my gebed ook dat die Here regtig ook ons harte sal verruim, ons oë sal oopmaak, ons geestelike oë sal oopmaak, dat ons Jesus sal sien. En dit is nie baie keer sommer net hierdie Bybel sal lees nie, maar dat ons daai gesindheid sal hê van wat, ek dink is die Grieke het op 'n stadium gesê, ons wil Jesus sien. En hulle wil hom in lewende lywe gesien het. Maar dat ons daardie gesindheid sal hê, ook teenoor Jesus van, wanneer ek die Bybel lees, Here, ek wil u sien. Ek wil u in die heerlikheid sien. Ek wil sien, watter aspek van u ken ek nog nie. Leer my al hierdie dinge. So Jesus, soos ek vir gesê het, kom nou al 39 boeke voor. Nou wat is dit daai? Daai prentjie wat ek afvraag, wat is dit daai? Is dit 'n fiets? Ja, daar sê, sommige het gesê is 'n fiets. Dis 'n skaduwee van 'n fiets, né? So as mense 'n skaduwee van 'n fiets sien, wat sê dit? Ergens staan daar 'n fiets, né? Nou dis die Ou Testament, ons sien al hierdie skadubeelde. Waar kom dit vandaan? Dit kom van Jesus af. Hy kom van ver af. Goed. Van die begin af was hy daar gewees, en as ons kyk na Genesis, net daai prentjie gou die pad uit kry, dan kan ons dan kyk wat daar staan. Nou kom hy nie pad gee nie. Die fiets wil nie ry nie. Ja, so wat. Maar daar is iemand op die fiets nie, né? Okay, maar daar is die storie nou. Goed, so daar is die prentjie van Genesis af. Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, daar is 'n paar verskillende verwysings van Jesus in die Ou Testament. En soos ek weer gesê het, ek gaan met u die mees vernaamdes deel, want om regtig by elkeen van hulle in detail stil te staan, gaan ons besig hou en ek moet ergens aftree ook. So die eerste ene is, wat ons laas keer oor gesels het, was die ark van Noag geweest, né? Die ark van Noag, wat het dit vir ons uitgebeeld? Weer eens die redding, wat daar ingerit is, Jesus is 'n simbool geweest van verlossing en veiligheid. 'n Unieke voorstelling van God se voorsiening. En net soos wat Jesus homself aanbied en sê, kom na my toe. Iemand moet by die deur ingaan. So het God ook vir Noag 'n ark gegee en vir hom sê, laat mense ingaan. En hulle het behoue gebly, toe God se oordeel oor die aarde was.
So vandag nog is Jesus daardie simbool. Hy is vir ons 'n vervulling ook van die ark van Noag. Maar nou gaan selfs ons vanmôre oor die koperslang. Dit daar lees in Numeri 21 vers 6 tot 9. Ek gaan net daardie kort gedeelte lees, want die volk het natuurlik op daardie stadium begin murmureer, hulle het gerebelleer teen Moses en teenoor die Here, want toe het hulle nou al die manna gekry en hulle het nou al kwartels gekry, hulle het nou al vleis en brood en hulle murmureer oor die goeders en hulle verlang terug na die watlemoene en die komkommer en die eie en die goeders wat hulle in Egipte gehad het en hulle rebelleer teen die Here, terwyl die Here vir hulle sê, gee net kans, ek vat julle na 'n land waar hierdie goeders van self kom, waar hierdie goeders oorvloedig is. Ons is op pad soontoe, maar ongehoorsaamheid en rebellie maak het hulle vasgevang geraak het daar in die woestyn. En toe as gevolg van hulle rebellie, lees ons in vers 6 van Numeri 21, die volgende: toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het. En baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here, dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. En toe vat die Here die slange weg. Nee. Hy doen iets anders, vreemd. Totaal en al vreemd. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dat dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak, het dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Baie eienaardig, baie snaaks wat die Here hier doen. Die opdrag wat hy gee, dwaas, kan ons amper sê. Hoe kom Jesus in hierdie prentjie? Dis waar ons by uitkom. Nou as kyk na die agtergrond van hierdie gebeure, die giftige slange wat die Here gestuur het na die rebellie, die koperbeeld van 'n slang wat Moses moes gemaak het, die dwaasheid van die teengif, wat as dit so kan stel, van hulle genesing, daar's niks anders nie, die paal waarin dit gehang moes word, se boodskap, en dan ook natuurlik die kyk na die slang, die betekenis daarvan. Dit is wat ons moet gaan kyk en hoe pas dit in by die evangelie boodskap. Jesus het direk na die insident van die koperslang verwys en hy pas dit op homself toe. Het julle dit al raak gelees in die Nuwe Testament? Kom ons vat julle gou soontoe, daar in Johannes 3 vers 14. En hy is hier besig om met Nikodemus te praat. 'n leraar, dominee van die destydse opset. En hy sê vir Nikodemus die volgende, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. 'n buitengewone daad, wat Moses moes gedoen het, vreemd vir die mense, baie eienaardig, 'n dwaase ding eintlik, so baie mense sê. En die Here sê net so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. In Johannes 12 vers 32 sê die volgende: en as ek van die aarde verhoog word, waar gebeur dit? Die kruisiging, sal almal na my toe trek. En nou kan ons 1 Korintiërs 1 vers 18 hier inbring in die prentjie. Die dwaasheid wat Moses moes gedoen het. Nou kan jy self indink die prentjie daar, die mense krul van die pyn, hulle is besig om dood te gaan, en Moses sê vir hulle, die slang is gemaak, en is daar opgehef, en staan op 'n paal, en sê vir die mense, as jy na die slang kyk, gaan jy genees. Wat dink jy sou die reaksie gewees het? Nie stupid wees iemand. Baie ouens het daai reaksie sekerlik gehad het, né? Maar die dwaasheid van Moses se daad word geëvenaar en eintlik oortref deur die dwaasheid van God se daad, om sy seun te verhoog van die aarde af, om sy seun aan die kruis te laat sterwe in ons plek, en hy sê, kyk, en hy word gered. 1 Korintiërs 1 vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Vir die ongeredde wêreld is dit dwaasheid om te dink dat 'n eenvoudige daad van iemand wat hulle nie eens ken nie, wat hulle nie verstaan nie, wat hulle nie van weet nie, wat hulle nie van wil weet nie, so 'n eenvoudige daad aan die kruis, my redding,
my saligheid kan waarborg. Dwaasheid. Die dwaasheid van die kruis, maar dit is die wysheid van God, en wat die dwaasheid van die mens totaal en al oortref, want wie sou so daarin dink, dat dit God se manier is. Maar kom ons gaan terug na die koperslang toe. Waarom 'n koperslang? Kyk, kom ons moet net een van die dooie slange gevat en na op die paal gesit en sê, kyk na hierdie slang. Kom ons dieselfde gewerk. Daar's 'n rede daarvoor. 'n Slang in die Bybel is 'n simbool van sonde, van verderf en van rebellie, opstand teen God. Dis sonde. Koper is altyd in die Ou Testament 'n beeld van God se oordeel. Ek wil hier terugvat, ek het daar in hakies net gesit ook, die tabernakel. As jy kyk na die samestelling van die tabernakel wat die Here laat bou het in die woestyn en selfs later ook, al die goue voorwerpe, wat goud dui op die goddelike, op die hemelse natuurlik weer, né? Al die goue voorwerpe, alles wat goud was binne in die tabernakel, en daar die heiligdom. Al die koper instrumente, al die koper ornamente en instrumente, wat jy het ook al wil noem, al daardie goeders was in die buitehof gewees, buitekant, die heiligdom. Wat sê dit? God deel eers, en hy veroordeel eers sonde buitekant. Die mens kan nie in sy heiligdom ingaan, voordat daar met sy sonde gedeel is nie. Daar's eers oordeel oor sonde. Dan kan daar vergifnis plaasvind, en dan kan daar herstel plaasvind, en dan kan daar redding plaasvind. Dis die boodskap van die tabernakel in kort gewees. Koper vir die buitekant, die mens wat nog buite God is. Maar oomblik as jy inbring is alles goud. Geloof is goud, Jesus is goud, al die voorwerpe daar binnekant, die kandelaar, die toonbrode, die tafel, met dit alles is met goud oorgetrek gewees. So koper is God se oordeel, en die slang staan vir sonde. Nou sê die Here vir Moses, maak 'n koperslang. Wat beeld dit uit? God se oordeel oor sonde. In hierdie geval, hierdie sonde van rebellie, wat het teenoor hom geopenbaar het hier in die woestyn. Nou lees ek in 2 Korintiërs 5 vers 21, en ek het so 'n paar goedjies net bygesit, sodat jy dit beter kan verstaan, net om dit meer duidelik te maak. 2 Korintiërs 5 vers 21, lees ons die volgende woorde. Want hy, dit is God, Vader, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. En oor God straf en veroordeel Jesus vir ons sonde, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, 'n buitengewone omruiling wat plaasvind aan die kruis. God maak hom, Jesus, die voorwerp van veragting. Hy maak hom die voorwerp van veroordeling aan die kruis. Hy maak hom sonde. En hy plaas jou en my en die ganse wêreld, elke vieslike sonde, elke uiterste vorm van rebellie en opstand, elke vorm van sonde en elke vorm van sondaar word op hom geplaas. Kan jy dink hoe veragtelik was Jesus aan die kruis gewees vir sy Vader? Want hy maak hom sonde. Hy maak hom 'n voorwerp van veroordeling en veragting. Jesus sterf aan die kruis as koperslang. Voorwerp van God se oordeel. Jou en my oordeel. Jou en my sonde. Dis die boodskap wat Jesus vir Nikodemus wou deurgee. Dis die boodskap wat ons vandag moet verstaan. Daardie dwaase daad in ons oë en in die wêreld se oë, wat nie vir hulle sin maak nie. Dis God se plan. Dis God se manier. Ons vind 'n bevestiging van hierdie waarheid in 1 Petrus 2 vers 24, ook hy sê, hy Jesus, wat self ons sondes in sy liggaam, ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ons sonde in sy liggaam aan die kruis. Ons vat weer na nog 'n versie, wat hierdie waarheid onderstreep.
Galasiërs 3, vers 13. Christus het ons losgekoop. Ek skiet uit die geteraat op die verkeerde kant. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout, en daai woordjie hout kan vertaal word met paal ook, wat aan 'n paal hang. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Wat doen die wet met jou en my? Is daar enige iemand hier, of daar buite, in die verlede, of ergens, wat aan die wet 100% voldoen het? Net Jesus. Is daar enige iemand in staat om die wet 100% te kan handhaaf, te kan hou? Nee. En nou sê die woord, as iemand aan een aspek van die wet skuldig is hy aan die hele wet skuldig. En wat is die oordeel gewees van God oor die oortreder oor die wet? Net een. Dood. Die siel wat sondig, die moet sterf. So wat doen die wet? Die wet veroordeel, die wet maak ons bewus van ons oortreding, en hy maak ons bewus van ons onvermoë om dit te kan hou. Ek is onder veroordeling, ek is uitverkoop, ek is gone. Klaar praat met my, want ek kan nie. So wat nou? Hier kom iemand met die naam Jesus. En hy kom vervul die wet, hy kom voldoen aan elke aspek van die wet. Elke jota en titteltjie van die wet kom hy 100% na. En hy word die volmaakte offer. Hy sê, Here, Vader, ek sal sterf vir hulle wat dit nie kan hou nie. Ek sal in hulle plek die straf wat hulle kan nie. Ek sterf in hulle plek. Ek gee myself. Straf my vir hulle part. En hy vat al die sonde. En elke sondaar op hierdie aarde se straf vat hy daar op hom. Kan nie verstaan hoekom in Getsemane toe hy die beker sien met sonde daarvoor teruggedeins het en gesê, ek kan nie. My vlees wil nie. My gees gaan. Want hy het geweet wat sonde gaan veroorsaak. Dit gaan skeiding bring tussen hom en Vader. En hy gaan veroordeel word, hy gaan verlaat word. Maar hy doen dit. Hy sterf daardie dood as plaasvervanger. En hy is bereid om jy en ek wat vervloek is deur God, omdat ons wetsoortreders is, almal van ons, vat hy daai vloek op homself en hy word 'n vloek. Hy word nie net sonde gemaak, hy word 'n vloek gemaak. En hy sterf aan die kruis as vloek. Daai slang in die woestyn wat die mense gebyt het. Wat was daai slang in hulle oë? 'n Vloek. Want hy het baie paas en baie maas en baie kinders weggeruk. Vervloekte ding. Ek sê dit met die grootste respek en deernis in my hart teenoor God. En Jesus word aan die kruis 'n vervloekte ding. Maar dis jy en ek wat daar moes gehang het. Dis die erns van sonde. En hy sterf gewillig. En hoor wat sê Jesaja, dis ook enig wat ons oor moet gesels in detail dalk nog op 'n stadium, maar Jesaja 53, daar lees ons die volgende. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smart en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans. Daai woordjie nogtans openbaar God se hart van genade en liefde vir die mens. Nogtans, al wil mense met hom niks te doen hê nie. Al het hy geweet as hoeveel mense wat gaan sê, ek wil niks met Jesus te doen hê nie, en hom vervloek. Nogtans het hy ook vir hulle gesterf. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. En nou moet ons hier eintlik bysit, wat ons het hom gehou vir een wat deur geplaag, wat deur God geslaan en verdruk was ter wille van ons. Gaan lees weer Jesaja 53 verder. Die koperslang
was dit 'n simbool van veroordeling. 'n Teken wat eeue later aan die kruis vervul sou word, letterlik. Kom ons gaan terug na Johannes 3 vers 14. Dan lees ons die res van die vers ook saam met dit. Dan sien jy die konteks waarbinne Jesus hierdie woorde gesê het. Hy sê, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Sodat elkeen wat in hom glo, nie aan hom glo nie, net verstandelik nie, wat in hom glo, in hom vertroue plaas, volkome vertroue net in hom vashou, terwyl vir my redding. Elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis 'n gesprek met Nikodemus. En dan ken ons almal vers 16, hè? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Vers 17 sê, want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld hierom gered kan word. God het nie na hier aarde kom om te kom judge nie. Dit kom. Hy wat in hom glo. Weer eens die gedagte, hy wat in hom glo, nie aan hom glo nie. Hy wat in hom glo, in hom vertrou, sy volle vertroue plaas. Hy het in my plek aan die kruis gesterwe. Hy het my nuwe lewe gegee. Hy is my redder. Hy is my saligmaker. Hy is my verlosser. Ek weet dit. Blye versekering, Jesus is myn. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Omdat hy nie geglo het in die naam van enige gebore seun van God nie. So ons almal is reeds onder die oordeel. Van geboorte af. Van nature is ons almal onder die oordeel van God ingebore. Geen uitsondering nie. Absoluut geen uitsondering nie. Almal het gesonde. Almal is in ongeregtigheid gebore. Almal word onder veroordeling gebore. Almal word buite God gebore. Daar's net een manier vir jou om daaronder uit te kom. En dit is om Jesus Christus as jou plaasvervanger, as jou saligmaker, as jou middelaar te aanvaar en in hom alleen te vertrou. Hy het vir my gedoen. Hy is my realiteit. Ek weet my sondes is vergewe. Ek weet ek is 'n nuwe mens. Ek weet aan wie ek behoort. Soos Paulus gesê het, ek weet aan wie ek behoort en ek is oortuig. Dis die taal van iemand wat sekerheid het. So, ek sê dit maar weer. Alles is by herhaling. Niemand kan eendag vir God blameer en sê, hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe stuur nie? Want hy stuur niemand nie. Hy het letterlik sy seun op die prys, op die spel geplaas, om mense te verhinder om by die hel te eindig. Want ons is almal op pad toe. So hoe kom 'n mens by die hel? Just keep going. Sonder Jesus, just keep going. Maar die Here gooi in sy genade en in sy liefde gooi hy gereeld in op ons pad struikelblokke. Om ons te stop, om ons te waarsku, om ons te roep, om ons te trek. Dit kan deur goedheid wees, dit kan deur ongelukke wees, dit kan deur dilemma's wees, dit kan deur krisisse wees, maar die Here roep mense om hulle aandag te kry. Maak jou klaar om God te ontmoet en ons storm voort in hierdie lewe, boor hierdie goed as ons ignoreer dit, en ons splinter aan, en ons is eendag voor God staan en sê, Here, hoekom het ek nie geweet nie, hoekom het U my nie gesê nie, hoekom is ek nie gewaarsku nie, hoekom gooi U my hier? Sal niemand God kan verwyd nie, want God is regverdig. Jy is alreeds veroordeel, as jy nie Christus as jou saligmaker, as jou verlosser ken nie. Wat is die toestand van die mens? Ons is soos daardie mense wat destyds deur die slange gepik is. Ons is almal vergiftig. Ons dra almal die sondige natuur in ons. Ons is almal deurtrek van die gif. Of is daar iemand wat dat vir my kan sê vanmôre? Nie ek nie. Nie so baie nie. Nou nie juis nie. Ek is daarom nie so erg soos Hitler
Maar wie ook al wie waar ek vanmôre wil gebruik en watter satanis jy wil gebruik nie. In vergelyking met sulke mense lyk ons goed, ja. Maar is nie hoe jy vergelyking lyk met ander mense vir jouself, dis hoe jy lyk voor God. Wat sien hy? Sy standaard word nie gemeet teenoor ander nie, maar sy standaard. Ken jy hom of ken jy hom nie? En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld kom. Sien, is nog alles dele van Johannes 3, né? Nou ons wil beteken net Johannes 3 vers 16 uithaal, en dan vergeet ons vir al die mooi, belangrike teksverse weerskante van dit. Vers 19 sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Kom ons sit net so 'n bietjie in ander taal. En dit is die oordeel dat die lig, die teengif, in hierdie wêreld gekom het, en die mense het die gif liewer gehad as die lig, want hulle werke was giftig. Dis wat ons is. Almal het gesondig, is vergiftig, en het ontbreek hulle aan die heerlikheid, die lewe van God. Maar, dis die ellendige prentjie, dis die droewige prentjie van Jesus, van die Sondag. Hoe lyk die teenoorgestelde? Hoor wat sê Romeine 5 vers 18. En dit ding wat ons in die Romeine nog by gaan uitkom. Nou soos ek vir julle gesê het ook, Romeine is die sleutel tot die verstaan van die Nuwe Testament. En as jy nie Romeine verstaan nie, gaan jy maar 'n bietjie rondploeter in die in die Nuwe Testament. Dis die sleutel tot die verstaan van geregtigheid, van waar dinge vandaan kom en waar dit heen gaan. Hoor sê in vers 18, daarom dan, soos deur een misdaad, wie is dit? Adam. Tuin van Eden, sondeval. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad, die van Adam, vir alle mense tot veroordeling gekom het. Staan daar al behalwe, of staan daar alle mense? Behalwe sekere godsdienstiges, né? Sekere mooi opgevoedes, sekere gedooptes, sekere lidmate van die EG-kerk. Ek is nou sinies. Daarom dan, soos dit deur een misdaad, die van Adam, vir alle mense tot veroordeling gekom het, so is dit ook deur een daad van geregtigheid, die van Jesus Christus, vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Beteken dit nou alle mense is gered? Nee. Kan alle mense gered word? Ja. Hoe word 'n mens gered? Geloof. Vir potensieel het Jesus vir almal gesterf. Want Adam het almal in sonde gedompel. Nou het Jesus die daad omgekeer en hy red almal. Maar jy kan alleenlik sê ek is gered en weet jy is gered wanneer jy dit wat Jesus gedoen het in geloof jou eie maak. Baie mense dink dit is te stupid om te doen. Dit kan nie so werk, dit is te eenvoudig. Maar kom ons gaan aan. So dis alleenlik 'n realiteit deur geloof. Dis presies wat die woord vir ons sê, ons kom nou weer daarby. Maar wat was toe die opdrag wat die Here aan Moses gee? Hulle is nou deur die slange gepik en die ouens krul van die pyn en ander is al klaar dood. En intussen tyd, nou moet jy die prentjie kry, want ek dink ek kan hierdie goed sien ek al die prentjies. Nou moet jy vir jouself dit indink, wat nou besig is om daar plaas te vind. Die Here sê vir Moses, maak 'n koperslang. Hoe lank het dit gevat om 'n koperslang te maak? Nogal 'n rukkie, né? Want is 'n koperslang, die koper moet bymekaar gemaak word, moet gesmeld word, moet gegiet word. Nou moet nog iemand kry wat 'n slang kan maak, dit is 'n slang lyk ook. Allerlei goed is met nou gebeur intussen tyd. Intussen tyd gaan die mense dood. Intussen tyd is daar ellende op hierdie vlakte. En die Here vat vir Moses een kant en hy sê vir hom, Moses, maak vir jou giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. So eenvoudig soos dit. Kyk. En ek dink baie van die mense wat daar gelê het in krul van die pyn, het nie veel krag meer oor gehad om te kyk nie. Maar het gekyk. En toe hulle kyk, toe gebeur hy iets. Ek is gesond. Die pyn is weg.
Ek gaan dit nou deurtrek na Jesus toe. The Israelites looked to a snake on a pole for healing from poisonous venom. We look to the Savior on the cross to heal us from the poison of sin. Wat beteken daai look, daai kyk? Efesiërs 2 vers 18 gee vir ons aanduiding, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dis nie eie meriete nie. Dis nie my eie manier, dis geloof alleen. Dis vertroue in Christus alleen, want dit is 'n gawe van God. Die genesing, die teengif, is 'n geskenk van God. Jy kan nie daarvoor werk nie. Jy kan dit nie verdien met 'n mooi lewe en 'n mooi opvoeding nie. Jy kan dit nie doen met enige menslike daad nie. Dis geloof alleen in dit wat Jesus gedoen het. Toe vat ek hierdie gedagte wat ek mee besig is, so 'n bietjie saam, dat ek kan verstaan. Lees dit saam met my aandagtig. Ons kyk in geloof, met volle vertroue na hom, wat ons plek aan die kruis ingeneem het. God se toorn en oordeel oor sonde ten volle verduur en gedra het. 'n Voorwerp van veragting en veroordeling geword het ter wille van ons. Hy sterf as plaasvervanger, vrywillig, uit liefde vir jou en vir my as mens, in volle gehoorsaamheid aan God se plan, God se wil. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Eenmaal was genoeg. Hy die regverdige vir ons die onregverdiges, om ons tot God te bring. Jy kan nie vir God leef of aan God behoort sonder dat jy by Jesus en sy kruis verbygaan nie. Daar is nie 'n ander manier om by die Vader uit te kom om versoen te word met Vader nie. Dis deur Jesus alleen. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Handelinge 4 vers 12 sê, daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee waar ons gered moet word nie as die naam van Jesus Christus. Geen ander naam nie. So, they were given an injunction against immediate physical death. We are saved from spiritual death and granted eternal life instead. Dis die realiteit van die koperslang. Maar hoekom wil mense vandag nie na Jesus kyk nie? Hoekom wil hulle hom nie aanvaar nie? Ek dink ons kan die antwoorde daar gaan kry in dieselfde sin as wat die mense destyds ook waarskynlik gedoen het. Daar's 'n paar dinge wat ek nou maar hier bymekaar gesit het. Maar Johannes 5 vers 39 het Jesus die volgende woorde gesê. Hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die van wat my getuig. En julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê. Sien, mense probeer in allerlei dinge, probeer hulle met God regmaak. As ek dit doen, is ek reg. As ek dit nie meer doen nie, dan is ek reg. As ek meer van dit doen, dan is ek reg. As ek minder van dit doen, dan is ek reg. Ek moet nie die regte dinge doen. Ek moet net 'n fine balancing act moet ek together kry. Dat dit wat ek goed doen, moet altyd net meer wees as dit wat ek verkeerd doen. Dan moet ek mos nou reg wees met God. Is dit so? Ek sien vir baie van hierdie mense, hier is die redes hoekom hulle nie gekyk het nie. En dis steeds die redes waarom mense nie vandag na Jesus toe wil gaan nie. Die boodskap is te eenvoudig, te dwaas. Mense is te trots om te erken. Te eiewys. Mense is in ontkenning. Dis nie nodig nie. Maar hulle besef nie dat is verlore nie. Ek het te veel sonde. Daar's te veel veroordeling in my hart. Ek te ver gegaan. Of ek dink daar's te veel ander opsies.
en selfs bygelowe. Dit was destyds ook maar nie geval gewees. Moses sê ons moet na die slang kyk. Daai vervloekte ding wat my gebyt het, dan moet ek hom kyk. Stupid man, onsinnig, dwaas. Dan moet 'n ander manier wees. Roep die dokter. Is daar nie iemand een of ander kwaksalwer hier tussen ons wat gou vir ons 'n bietjie kan kom help nie? Een of ander moet hier gou kom aansit nie. Dis wat die mense gedoen, heel waarskynlik. Maar dis wat hulle in Egipte gedoen het. Dis te laat vir my. Het sommige dalk gesê, die slang het my gepik. Maar ek voel ek is besig om dood te gaan. Dis te laat vir my. Ek gaan nie kyk nie. Jy het my net op my vinger gepik. Ek gaan okay wees. Dis wat mense vandag ook maar doen. En hulle eie geregtigheid en hulle eie slimheid, uiteindelik maar dwaasheid is. En nou wil ek afsluit net, sê hoe ver kan mense gaan met dit wat God bedoel het om goed te wees? En hoe bygeloof in die prentjie inkom? God het die koperslang gegee vir die volk in die woestyn, om hulle in daardie omstandighede te genees, 'n eienaardige ding laat doen. En dit het gewerk, daar. Dink julle dit het 30 jaar, 40 jaar later in Kanaan nog steeds gewerk? Het hulle daai slangetjie saamgevat en het hulle nog steeds na die slang gekyk, is slang hulle gepik het, of het hulle iets anders te gedoen? Dit was 'n tydelike maatreël, want dit het 'n tydelike doel gedien en dit 'n boodskap vir verder in die eeue gehad, wat Jesus vervul sou word. Maar weet jy wat het die mense gemaak met daai slang? Jy het gelees in die Bybel. Al daai slang saamgevat. Al daai beeltjies saam met hulle gedra. Hy, koning Hosea, nou lees ons van dit. Kom ons kan goed uit. Het die hoogtes afgeskaf, dis die plekke waar hulle offers gebring het vir afgode en so aan. Afgeskap en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap. En die koperslang, dis honderde jare later. En die koperslang wat Moses gemaak het, stikkend gestamp. Omdat die kinders van Israel tot op die dag daarvoor offerrook het opgaan het. En hy het dit Nehustan genoem. Wat beteken Nehustan? Beteken, so maar die ding man. Nehustan beteken letterlik, dit is maar net 'n ding. En julle maak van hierdie, sommer net 'n ding, maak julle iets verskriklik. Julle het begin bygelowig raak met dit. Voordat ons te haastig is om Israel te veroordeel om te sê, hulle het 'n afgodsbeeld gemaak van dit wat goed was van die slang en gedink dit is goed. Hulle het bygeloof daarin begin. Nee. Wat doen ons vandag? Mense maak van sulke van godsdienstige rituele partykeer ook Nehustan. Mense wil van sekere rituele, Christelike rituele verdienste maak. Jy kan self van jou geloof 'n afgod maak. Ek het al gehoor mense sê, my geloof. Al wat my deurgedaat is my geloof. Hoe klink dit? Het kan dalk onkunde wees wat so klink, mense nie weet wat hulle wil sê nie. Maar dit is gesonder om te praat van my geloof in God, het my deurgedra. My geloof in sy woord, nie my geloof nie. Jy kan geloof in jou geloof hê. Dan sit Nehustan. Dis niks. Hier is my so mooi, toe ek het lees in hierdie week. The Bible and our forefathers often compared faith to a hand that receives Christ, to an arm that leans on Christ, to a foot that walks to Him, to a mouth that feasts on Him, and an eye of faith and adoration that looks to Him. We called not to have faith in our faith, but to have faith in Christ. Let us not trust the things of Christianity,
but in Christ alone. Waarna kyk mense in jouself? As Jesus sê, kyk, en daai woordjie kyk beteken, gee aandag, vestig jou oë daarop. Daai woordjie kyk is nie net so, ek check net gou so vinnig nie, hoor. Daai woordjie kyk, gaan maak 'n bietjie studie van die woordjie kyk in die Bybel, dis 'n interessante studie. Maar in elk geval, die woordjie kyk in hierdie konteks beteken, kyk aandagtig, fix your eyes, verwagting, geloof. Stupid ding om na te kyk, maar kyk, ek hou dit op. En Jesus sê vir ons in sy woord, kyk na my. Dis dalk nie die antwoord wat jy gesoek het nie. Dis dalk nie die oplossing wat jy gedink het is nie. Dis dalk nie die uitweg nie, maar kyk na my. Fix your eyes on me and you will see. Dis wat die woordjie beteken, maar waarna kyk ons? Waarna verwys mense baie keer as hulle redding? Waarop bou mense hulle geloof? Ek het al met baie mense te doen gekry, wat staat maak, omdat ek gedoop is, omdat ek goeie werke doen, omdat ek goeie Christelike tradisies het, omdat ek simbole om my nek of op my kar dra. Hoor ek vanmôre vir sê, dis alles nou hoe staan. Dis goeders wat jou nie kan red nie. Dis net Jesus self. Israel het op hulle tradisies staat gemaak. Hulle het op hulle uitverkiesing as volk staat gemaak. Hulle het daarop staat gemaak dat hulle besnydenis gehad. Doen ons enigstens vandag, baie mense iets anderste? Ek gaan hemel toe, want ek is deel van 'n sekere groepering van volk, taal. Ek gaan hemel toe, want ek is gedoop. Ek gaan hemel toe, want ek volg 'n goeie Christelike tradisie. Nou staan Jesus alleen. Niks anders dan nie. Die koperslang was God se aardige manier, selfs dwaas in mense se oë, om genees te word, om onder die oordeel uit te kom, om uit die gevolge van sonde uit te kom. Net soos Jesus. Meer nog. Want hy was 'n beeld. Jesus is die realiteit. Hy red ons, en hy behou ons, en hy vat ons. Dis die verskil. Maar jy moet kyk, het jy al so na Jesus gekyk, en hom gesien, en hom raak gesien as die een wat vir jou gesterf het, in jou plek gesterf het, 'n vervloeking geword het aan die kruis, sonde gemaak is aan die kruis, God se oordeel gedra het aan die kruis, ter wille van jou en my. Ons is 'n antwoord aan God skuldig. Wat het jy met Jesus, ons koperslang gemaak? Het jy al gekyk? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, as ons so indringend kyk na dit wat aan die kruis gebeur het, en ons verbind dit met dit wat in die woestyn gebeur het, met die koperslang, en ons sien vir U, wat daardie voorwerp van bespotting en van veragting geword het. En al ons rebellie, al ons sonde, op Uself geneem het, dan staan ons in verwondering voor U, ja. Maar ons staan ook vanmôre voor U 'n antwoord skuldig. Wat het ons dusver gemaak? Waarop het ons staat gemaak? En Here, ek bid dat U vir ons elkeen dit sal uitwys, elkeen wat nog nie hierdie weg gevolg het nie. En dat U vir ons daardie nou hoestand in ons lewens sal kom uitwys, waarop ons staat maak wat eintlik niks is nie. En dat ons die realiteit van ons redding, ons sekerheid, sal bou dit wat U gedoen het as ons plaasvervanger.
Een wat God se straf, God se oordeel, God se toorn ten volle gevat het, sodat ons daaronder kan uitkom. Dankie Here Jesus vir dit wat U gedoen het. Ons eer U. Ons aanbid U daarvoor en ons bid vanmôre vir elkeen wat voor U staan en nog 'n antwoord skuldig is. Wat het ek met Jesus gemaak? Dat U vir hulle sal trek, Here, sal uitdryf om vandag nog daardie sekerheid by U te vind. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen.